Goeiemôre en baie welkom by ons erediens hier vanuit Grootbrak uit. En maak nie saak waar jy vandag is, van waar af jy kyk nie, of jy saam met ons in Grootbrak is, of hier in die Weskaap, of Suid-Afrika, of iewers anders. Mag jy vandag saam met ons iets van God se teenwoordigheid beleef, wanneer ons saam deur die woord reis, saam iets dieper van die Bybel ook ontdek. Ons woord vandag kom vanuit lied 162, U self het ons geroep, Heer. En ek gaan vir ons die woorde lees, omdat dit ons gebed ook is vandag, dat God self met elkeen van ons sal kom praat. Ek lees die woorde wat sê, U self het ons geroep, Heer, en daarom kom ons saam, verenig as U liggaam, loof ons U naam. Rig U tog ons gedagtes en lei ons deur die Gees. Laat ons verseker weet, Heer, U sal hier wees. Kom open so ons harte en spreek tot elke oor. Laat ons van U dade, U liefde hoor. Ons is op 'n besondere manier saam en God kom groet jou ook vandag en sê genade en vrede vir jou, my geliefde. Kom ons bid saam. Almagtige God, ons hemelse Pa, skepper van die hemel en die aarde. Wanneer ons die Bybel lees en dit oordink, wanneer ons hierdie beskrywings van U vind, dan voel dit so naby om U Pa te kan noem, Vader te kan noem. Maar tog voel dit so ver, wanneer ons dink aan die skepper van die hemel en die aarde. Dit voel so groot. Dankie, Here, dat ons saam kan erken en kan bely, dat hoewel U die skepper van die hemel en die aarde is, die groote God, op wie ons nooit 'n houvas sal kry nie. Dankie dat U so 'n intieme God is, dat ons U Vader kan noem, en so 'n intieme verhouding met U kan leef, dat U ons persoonlik ken en ons U beter kan leer ken. Lei ons wanneer ons deur die woord lees, dit saam oordink, dat ons juist dieper in ons verhouding met U kan groei. Soos 'n boom wat wortels skiet en al meer standvastig word. Help ons om so te wees in hierdie wêreld waar ons baie keer maar aan kant gegooi word, deur die seer en die stikkend en die siekte. Spreek, Here, ons as U kinders luister en ons wil graag groei. Amen. Ons lees saam vanuit Johannes 17 vers 20 tot 26. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde in my glo, dat hulle almal een kan wees, net soos U Vader in my is en ek in U. En dat hulle ook in ons kan wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. En ek het die heerlikheid wat U aan my gegee het, aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volledig een kan wees en die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle lief gehad het soos U my lief gehad het. Vader, ek wil hê dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my kan wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U my gegee het, omdat U my van voor die grondlegging van die wêreld lief gehad het. Regverdige regter, die wêreld
ken U nie, maar ek ken U. En hulle weet dat U my gestuur het. En ek het U naam aan hulle bekend gemaak en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde waarmee U my liefgehad het, in hulle kan wees en ek in hulle. Vandag se skriflesing vanuit Johannes 17 is my een van die kosbaarste tekste in die Bybel wanneer ons dink oor ons eie verhouding met Christus en hoe ons verhouding met God drie-enig lyk. Hierdie is een van die min teksgedeeltes waar daar spesifiek oor my en jou gepraat word. Nee, nie oor die eerste lesers van die Bybel nie. Nie eers die eerste lesers net van Johannes nie. Maar Jesus is baie spesifiek hier besig om vir my en vir jou te bid. Sy woorde is, ek bid vir hulle wat deur die woorde van die disippels, die apostels, tot geloof sal kom. Ek bid vir daardie mense. Dis ek en jy, deur die eeue heen en deur God se genade, het die woord van God by my en jou uitgekom. En mag dit nie by ons stil staan nie, maar deur die eeue heen het hierdie woorde by ons uitgekom. Deur die getuienis van die disippels, van dit wat hulle gaan verkondig het, dit is by ons nou. En Jesus bid dan juis vir hierdie mense wie deur daardie woorde tot geloof kom. Jesus bid daar voor sy kruisiging vir my en vir jou. En dan is daar 'n baie spesifieke beeld wat Jesus in gedagte het wanneer hy besig is met hierdie gebed. So die aanvanklike hoofstuk 17, die teksgedeelte voor ons teksgedeelte vandag, is Jesus besig met gebed. Dis net voordat hy in die tuin van Getsemane ingaan, daar waar hy en die disippels saam gaan eet, daar waar Judas hom gaan verraai, dis net voordat hulle daar ingaan. Jesus is hier besig met hierdie baie spesifieke gebed. En ons kan dit eintlik in 3 dele opdeel. Die eerste deel is waar Jesus vir homself bid, waar hy in gesprek met die Vader is en hy sê, die lydingsbeker het gekom. My tyd, my uur is hier. Die tweede deel waaroor hy met God in gesprek is, met die Vader in gesprek is vir die disippels. En dit maak vir ons sin, want die disippels het vir 'n lang tyd saam met Jesus gereis. Hulle het vir hom lief geraak. Hulle het soos broers begin raak. En Jesus bid dan dat hulle iets van hierdie vrede, iets van hierdie liefde van God sal beleef, maar ook verder sal gaan om te gaan getuig. In vers 6 lees ons, ek het U naam bekend gemaak aan die mense wat U my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort en U het hulle aan my gegee en hulle het U woord ter harte geneem. Dit is baie spesifiek vir die mense wat hier om Jesus is, vir wie hy besig is om te bid. En dan die laaste deel wat ons teksgedeelte vir vandag is, gaan dan oor ons. Die woorde sê in vers 20, ek bid egter nie net vir hulle, die mense wat hier by my is nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde in my glo. Jesus bid vir my en jou. So wat is dit? Wat is hierdie spesifieke beeld wat Jesus dan vir ons begin skep oor hoe ons verhouding met Jesus moet lyk? Hoe ons verhouding met die Seun moet wees, met die Vader en uiteindelik nou hier aan die begin van Pinkstertyd ook word ons herinner dat die Gees deel van die drie-eenheid is. Hoe lyk ons verhouding met die drie-enige God? In vers 21 lees ons dat hulle almal een kan wees, net soos U Vader in my is en ek in U, en dat hulle ook in ons kan wees,
sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Ons lees iets van hierdie intieme verhouding tussen Vader en Seun raak, wanneer ons lees dat Jesus sê, Vader, soos wat ek in U is en soos wat U in my is, is iets van hierdie intimiteit, die nabyheid, die kennis van mekaar, die een in wese, waarna toe ek en jy uitgenooi word. Wanneer Jesus sê, soos wat ons in een is, in mekaar is, mag hulle ook so in ons wees. En ons in hulle. Ek en jy word uitgenooi na hierdie intieme verhouding met God, om een te wees met God. Dit is baie belangrik dat ons hier vir mekaar sê, ek en jy word nie deel van die Godheid nie. Ons raak nie deel van die drie-enige God nie, maar ons word uitgenooi om iets van hierdie intieme verhouding te kan beleef en daarin te kan leef en te kan groei en deel te kan wees daarvan. Wat 'n belaglike voorreg om daardie intieme verhouding wat die Seun en die Vader en die Gees met mekaar het, te kan beleef en uitgenooi te kan word om deel te wees daarvan. Hoekom? Want Jesus sê hier aan die einde van vers 21, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. In my eie klein menslike brein, in my eie nietigheid, probeer ek iets van hierdie wonderlike beeld vasvang, oor hoe dit lyk. Hoe is dit om in so 'n intieme verhouding met God te leef? Laasweek het ek so 'n bietjie geraak aan hoe ons iets van Christus se karakter moet vertolk, dat ons sy karakter moet bestudeer, moet naspeur, dat dit deel raak van wie ons is. Maar wanneer ons sê dat ons een is met die Vader, die Seun en die Gees, wanneer ons iets van daardie intieme verhouding beleef, dan moet dit selfs dieper gaan. Dit moet 'n hele ommekeer in my eie menswees vorm. Jesus bid dat soos die Vader, God die Vader en die Seun en die Gees een is en in 'n verhouding leef, sodat ons ook so met mekaar moet leef. So in my nietigheid, in hierdie klein brein van my wat ek hierdie beeld probeer vorm, is die enigste beeld wat eintlik by my kan opkom oor ons mekaar kan help om so in 'n intieme verhouding met mekaar te leef, om die beeld van 'n gesonde huwelik te skets. 'n Huwelik waar ons respek het vir mekaar, waar ons saam groei, waar ons saam meer ontdek, waar ons mekaar toelaat om ten volle ons eie menswees, ons eie roeping te kan leef binne in hierdie eenheid, binne in hierdie in mekaar wees. Dit is daar waar ons iets van die volheid van God begin ontdek. Ek het al baie gehoor, veral hier by die gemeente, hoe 'n huwelikspaar, 'n egpaar, eintlik begin praat soos mekaar. Eintlik is 'n bietjie begin trekke kry na mekaar toe. Soos wat hulle oor die jare saam is en tyd saam spandeer, begin hulle mekaar vorm. Begin hulle deel wees van mekaar. Is hierdie prent van 'n gesonde huwelik wat vir ons vandag iets van 'n tasbare voorbeeld is, wat ons moet help om te verstaan hoe ons verhouding met God kan wees. So om hierdie intimiteit met God te beleef, hierdie nabyheid, hierdie liefde, hierdie nederigheid.
om iets van die intimiteit saam te beleef. Dis een van die grootste geskenke wat God vir my en jou kom gee het. En deur dit wat Jesus Christus op aarde gedoen het, deur daardie genade ons in te nooi om die intimiteit met God te kan beleef. Sodat die wêreld kan glo. Nou, Jesus kon die teks net hier gestop het en ons kan baie meer van hierdie teks nog uitpak oor wat dit beteken om een met die Vader en die Seun en die Heilige Gees te wees en hoe dit in ons lewe lyk, maar Jesus stop nie net daar nie. Jesus gaan verder vanaf vers 22 tot vers 26 en hy herhaal eintlik elke keer hierdie een wees, hierdie in mekaar vervleg wees. En die eerste keer toe ek die teks gelees het, voel dit vir my eintlik, ek herhaal myself. Dit voel vir my, ek het eintlik deeltyd teruggegaan na die eerste vers toe. Maar dis die woorde wat Jesus hier gee. En wanneer ons kyk na die retoriek, die manier hoe daar in die Bybel geskryf is, gepraat is, kan ons mekaar sê, hierdie vorm van herhaling is gegee, sodat ek en jy kan besef hoe belangrik dit is. Hoe belangrik hierdie eenheid is. Eenheid met God, hierdie intieme verhouding, maar dit gaan selfs verder. Eenheid met mekaar. Want sien die wêreld, die ganse heelal, gaan nie glo deur ek wat op my eie in 'n intieme verhouding met God leef nie. Maar wanneer ons as gemeenskap van gelowiges in mekaar vervleg raak, in intieme verhoudings met mekaar leef, omdat ons in 'n intieme verhouding met God leef, dan sprei dit uit. Dan raak dit die res van die wêreld aan. Maar Jesus herhaal dit 6 keer in hierdie 6 verse, op verskillende maniere, dat ons in hierdie eenheid vervleg moet wees, sodat die wêreld kan glo. Ons het aan die begin van die jaar, het ons mekaar gesê dat die waardes van ons gemeente hier in Grootbrak 5 verskillende waardes is. En een van hierdie waardes is om eensgesind in ons blydskap te wees. Eensgesindheid. Wanneer ons in so 'n intieme verhouding met God leef, en 'n intieme verhouding met mekaar leef, wanneer ons in mekaar vervleg raak, kan ons nie anders as om eensgesind in ons blydskap in Christus te wees nie. Ons kan nie anders as om saam te dink en saam te glo oor wie Christus is nie. Ons het dalk verskillende perspektiewe oor hoe die lewe werk, hoe kerk wees is, maar ons is so in mekaar vervleg, dat ons nie anders kan, as om iets van mekaar se beeld ook uit te leef na die wêreld nie. Wanneer ons so in 'n intieme verhouding met God leef, kan ons nie anders as om iets van sy beeld uit te leef nie. Ons praat in die week, ek en Dani met die ring se leraars, en ons werk nou ook deur hierdie teks, oor wat dit beteken om een te wees. Hoe lyk dit wanneer ons as verskillende gemeentes in hierdie area een is? En Dani maak toe nou 'n mooi opmerking wat my gaan vashak. En hy sê, Jesus se een wees met die Vader en die Heilige Gees, die drie enige God, en ons eenheid met die drie enige God, maak van ons gestuurdes. Die drie enige God wat ons innooi en deel maak van daardie intieme verhouding, veroorsaak outomaties dat ons gestuurdes is in God se koninkryk. Want wanneer ons in so 'n intieme verhouding met God leef, dan raak ons gevorm. Dan werk die Gees in elkeen van ons, sodat ons die beeld raak vir die wêreld daar buite oor hoe dit lyk om in 'n intieme verhouding met God te leef, hoe dit lyk wanneer ons iets van God se liefde ervaar en iets van daardie liefde uitleef
in die wêreld in. Jesus se menswording, sy inkarnasie, vorm my en jou menswording. Dit vorm ons beeld, omdat God drie-enig lank reeds met elkeen van ons besig is. Maar dan vra ek myself af, hoekom lyk dit nie so in die wêreld nie? Hoekom lyk dit nie so in Suid-Afrika nie? Hoekom lyk dit nie so tussen verskillende gemeentes nie? In 'n land waar meer as 80% van die mense sê dat hulle Christene is, waar meer as 80% van mense veronderstel is om so in mekaar vervleg te wees. Hoekom lyk dit nie so nie? Hoekom laat ons nie toe dat God aan elkeen van ons vorm nie? Is dit omdat ek nie wil nie? Is dit omdat ek nie wil toelaat dat God deur sy gees in my werk nie? Kyk, want ons kan maklik die vinger na iemand anders toe wys. Ons kan maklik sê, ja, maar daardie mense het verkeerd opgetree. Daardie mense wil nie een met ons wees nie. Daardie mense doen iets verkeerd. Dit is maklik om iemand anders te blameer wanneer hulle nie hier is nie. Nie vir hulle self kan opstaan nie. En daarom moet ek maar eerder na myself kyk en vra, Sharnay, wat doen jy? Wat doen jy wat keer dat mense so in mekaar kan leef? Anders gestel kan ons ook vir mekaar sê, wat doen ek om te help dat mense in mekaar leef, in mekaar vervleg word? Leef ek iets van God se liefde uit? Op so 'n manier dat ander nader wil kom? Of leef ek maar op so 'n manier dat ek ander wegstoot? Dat ek ander nie regtig nader wil nooi nie? Leef ek op so 'n manier dat mense welkom voel in die gemeenskap van gelowiges? Nie noodwendig hier in die kerk nie, maar daar by Spar, daar by Checkers, by Pick n Pay. Voel mense welkom in my teenwoordigheid, of voel hulle moet maar draaie rondom my loop? Of is dit dat my intimiteit met die drie-enige God nie so groei soos wat ek het graag sou wou hê en soos wat God van ons vra dit moet wees nie? Is dit tyd dat ek opnuut hier aan die begin van Pinkster weer vir God moet vra om deur sy gees regtig met my te werk, sodat ek in hierdie intimiteit met die drie-enige God kan groei, sodat ek iets van God se liefde, se gemeenskaplikheid kan beleef, juis sodat ek dit kan gaan uitleef. Ek wil graag 'n oomblik gee waar ons onsself die vraag afvra, wat kan ek doen, eerstens, om in hierdie intimiteit met God te groei? Want ons word uitgenooi daarin, ons kan reageer daarop. So eerstens, wat doen ek om te groei in hierdie intimiteit? En tweedens, wat kan ek hier in Suid-Afrika, hier waar ek leef, doen, sodat iemand anders iets van hierdie intimiteit wat ek met God beleef, kan ervaar? So ek gee so 'n oomblik vir stilte daarvoor, wat jy oor hierdie twee vrae kan nadink. Here ons God, ons moet bely dat ons baie keer besig is om aan ons eie koninkryke te bou. Baie keer daagliks ons eie behoeftes eers te stel.
Here, en dit veroorsaak dat ons nie altyd iets van ons verhouding met U uitleef vir die wêreld nie. Dit keer ons om gehoorsaam te wees aan die roeping, dat ons gestuurdes kan wees sodat die wêreld in U kan glo. Ons gebed is vandag, Here, dat U ons sal lei en ons sal dra waar ons minder krag het, sodat ons hier in ons gemeenskap kan begin, kan voortwerk daaraan om een te wees. Een met mekaar, omdat ons een is met U. Here, sodat ons iets van ons eensgesindheid kan uitleef in 'n verwarde wêreld, in 'n stikkende wêreld, sodat almal kan ontdek dat U hulle liefhet, dat hulle ook iets van hierdie intieme verhouding met U kan beleef, kan een wees met die Skepper van die hemel en die aarde. Dankie dat ons kan getuig dat U liefde is en ons harte wil juig, want vanuit die liefde raak U elkeen van ons aan. Ons loof en ons prys U vir die genade in elkeen van ons se lewe. Amen. Ontvang die seën van die Here, die liefde van God ons Vader, die genade van die Here Jesus Christus en die werking van die Heilige Gees lei jou en nooi jou om in hierdie intimiteit met God en die wêreld te leef. Amen. Afkondigings vir die NG Kerk Groot Brakrivier 1 tot 8 Junie 2025. Sondag 1 Junie 2025. Die teks is Johannes 17 vers 20 tot 26. Die tema is in mekaar. Ons prediker is Dominee Shanay Viljoen. Daar is kategese. Die deuroffer tydens Pinkster is vir die Bybelgenootskap. Dies word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom. Die Groenkoofpreek om 10:00 word deur Dominee Dani Goosen en Dominee Nelis Jansen van Rensburg behartig. Die tema van die Pinkster is die Heer en die Lewendmaker en dis by die NG Kerk Groot Brakrivier. Die Pinksterdienste is van Sondag 1 Junie tot Donderdag 5 Junie om 10:00 by Groenkloof en om 6:00 in die aand by die kerkgebou. Sondag 8 Junie, die afsluiting van Pinkster, is daar nagmaal in die kerkgebou en in Groenkloof beide om 10:00. Dit word gelei deur Dominee Nelis Jansen van Rensburg. Woensdag 3 Junie 2025. By die blokbyeenkomste, daar is geen blokbyeenkoms tydens Pinkster nie. Die kooroefening by die orgel is om 16:45. Marida kan gekontak word by 082 471 0751. Alle belangstellendes is welkom. Sondag 8 Junie 2025. Die erediens is om 10:00 en word deur Dominee Nelis Jansen van Rensburg behartig. Pinksterfees en nagmaal, dit is middag vir jeug en kategese. Daar is geen kategese nie. Die sinodale offer is vir jeugwerk by die deure.
Tee sal gedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom. Die Groenkloof preek om 10:00 is deur Dominee Dani Goosen wat nagmaal hanteer. Gebedsgidse vir Junie 2025 is beskikbaar in die voorportaal. Die gebedsgidse, dankofferkoeverte, kerkbode en gemeentebriewe is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar. Bybelblokraaie en Bybelwoordsoek nommer 24, as ook die antwoord vir nommer 23 is beskikbaar in die voorportaal en by die traliehek van die kerkkantoor. Nuwe lidmate. Ons nooi nuwe lidmate om asseblief na die erediens tot voor die kansel te kom, waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi, sodat ons u vinnig kan leer ken. Lidmaatbesoeke, Dominee Dani Goosen en Dominee Shanay Viljoen besoek nuwe intrekkers. Indien u nog nie 'n besoek ontvang het nie, kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om 'n afspraak te maak. Bestaande lidmate wat 'n besoek verlang, kan ook gerus die kerkkantoor kontak of kom inloer om 'n afspraak te maak. Kerkkantoorure is Maandag, Woensdae en Vrydag tussen 8:30 en 12:30. Die bedieninge. Die omgeebediening. Indien u bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig, kontak die kerkraadslid of die kerkkantoor. Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak. By die deure is houers om enige nie bederfbare kosprodukte in te plaas, soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepasta, koffie, tee ensovoorts. Indien u by die omgeebediening betrokke wil raak, kontak vir Corrie Pieters by 082 327 9527. Die getuienisbediening, die Wolwedans boodskap sop en brood. Ons nooi die gemeente om weer deel te neem aan ons projek om 'n bemoedigende boodskap, 2 liter sop en 'n brood te voorsien aan 105 gesinne elke tweede week. Die verdere uitreikdatums vir die tweede kwartaal is 14 en 18 Junie. Ons groot sopverskaffer is vir 2 maande uitstedig. Ons nooi meer mense uit om asseblief te help met sopvoorsiening vir die volgende 2 maande. Die sopresep is 100 gram sopmengsel, 100 gram rys, 100 gram lensies, 150 gram soja, 1 blokkie aftreksel en 1 pakkie sop. Om gaar te maak, roer 3.5 liter water by mengsel en kook tot gaar. Jy kan dit skenk in die volgende 2 formate. Droë bestanddele in 'n glas koffiebottel of gekook en gevries in 2 liter roomysbakke. Behoeftes vir die getuienisprojekte. Daar is 'n deurlopende behoefte aan wol, materiaal, gare, borduurgare, linne en gebreekte keramiek of porselein. Dit is vir mosaïekprojekte en ons bedank u by voorbaat vir die deelname. Die ondersteuningsgroep. Ons groep is 'n klompie toegewyde lidmate wat maandeliks bymekaar kom, by mekaar leer en vir mekaar ondersteuning bied. Die doel is om uit te gaan as geroepenis na mense in ons gemeente en om na die gemeenskap uit te reik. Ons doen dit deur rygeleenthede vir doktersafsprake, hospitaalbesoeke en dies meer. Hulp met inkopies. Ondersteuning deur daar te wees tydens moeilike omstandighede. Uit te reik na die mense om die toenemende probleem van alleen wees en eensaamheid te verlig. Die kontakpersone is Rihanna Briers by 081 039 8853 of Riet Jansen van Rensburg by 082 928 9625. Ons aktiwiteite, Vrydag 20 Junie, kom tree Magda Lou hier by die gemeente op, in die kerksaal, dis om 6:30 die aand. Die koste is R180 per persoon en daar is beperkte sitplekke. Kaartjies kan by die kerkkantoor gekry word. Dan is daar ontbyt by die Dekke van Klap 50, Woensdag 11 Junie om 11:00. Bevestig asseblief bywoning teen Maandag 9 Junie by Anina. Haar nommer is 083 276 1909.
Dankies, die geauditeerde finansiële state van die gemeente is ter insaal by die kerkkantoor tydens kantoorure beskikbaar vir enige beleidende lidmaat wat daarna wil kyk. Ons dankie vir die volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here. Feba Radio Suid-Afrika bid vir Elsia vandag. Ons gebed vir die week is, bid dat God Feba Elsia se geloof sal versterk om elke hindernis te oorkom en vra dat hy die saad sal laat groei waar die bediening dit geplant het. Webwerf nggrootbrak.co.za van 1 Junie. Die erediensbediening, die skakel na die YouTube erediens van 1 Junie, gelei deur Dominee Shanay Viljoen, is beskikbaar. Die Pinkster, gelei deur Dominee Janse van Rensburg se dienste, sal die volgende dag per WhatsApp uitgestuur word. Al die dienste word opgeneem en uitgestuur. Getuienisbediening, die weeklikse nuusbrief van Madagaskar is beskikbaar. En dan vra ons dat ons sal saam bid met Frontier Suid-Afrika se gebedsgids vir die 5 dae van Hajj. Bybelstudiereeks, die Junie skep asem vir vandag is vroegoggend elke dag se padkos. Vind die weeklikse stof tot nadenke met die tema die Heilige Gees. Die afkondigings is op die webwerf geplaas. Ons leraars is Dominee Dani Goosen en Dominee Shanay Viljoen. Die kerk se adres is Langstraat 10, Groot Brakrivier, 6525, telefoonnommer 044 620 2205. En die webwerfadres is www.nggrootbrak.co.za. Ons dankie vir die volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.